julle en baie welkom by vandag se kleingroeples. Ons is besig met die reeks Dis tyd om te groei, deel nommer 2. Nou, ons is besig met die reeks geestelike groei of dis tyd om te groei. Maar groei is net moontlik as ons dit intentioneel aanpak, wanneer ons werk daarvan maak, wanneer ons dit 'n prioriteit maak. Vir ons om die belangrikheid van geestelike groei te verstaan, moet ons die evangelie 'n bietjie beter verstaan. Nou hier volg 5 vertrekpunte vir geestelike groei. Nommer 1, die skepping. Ons is in die beeld van God geskape. Wat beteken dit? Wat wil die skepingsverhaal my leer? 1, God het geen gelyke. 2, hy kom skep orde uit chaos. 3, alles is deur hom geskep. En 4, hy skep die mens na sy beeld. En ek wil bietjie fokus op die laaste ene, hy skep die mens volgens sy beeld. So ek en jy word geskep as beelddraers, God se beeld en sy gelykenis. En dit is die beginpunt van geestelike groei. Kom ons kyk hierso wat sê Genesis 1 vanaf vers 26. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Ons is geskep om beelddraers te wees van God. Geskape om God te teenwoordig waar ook al ons gaan. Maar met dit is daar uitdagings. En dit bring ons na ons volgende gevolgtrekking, en dit is die sonde is die uitdaging. Na die skepingsverhaal sien ons hoe sonde 'n uitdaging word vir die mensdom om as beelddraers beskou te word. Hoe ons sien hoe die sonde in die wêreld kom en vertroebel die verhouding met God. En dit verhoed ook om ware beelddraers te wees van God. Sonde verhoed ons om soos God te lyk. Kyk wat sê Romeine 5 vers 12. Verder nog dit, deur een mens het die sonde in die wêreld gekom, en deur die sonde die dood. En so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Die oortredings van die mense verhoed en vernietig die beeld van God wat ons dra. En as gevolg van hierdie waarheid is geestelike volwassenheid noodbelangrik vir elke liewe volgeling van die Here. Want as ons nie die beeld dra van die Here as gevolg van sondes nie, wat is die oplossing dan? Wat is die manier hoe ons dan weer die beeld van God binne in ons kan kry? En dit het baie te doen met geestelike volwassenheid. En dit kom neer op ons derde gevolgtrekking, genade, die oplossing. Sonde het gekom en gebreek. Sonde kom en veroorsaak skeiding tussen God en mens, maar genade kom om weer te genees en heel te maak. Hoor wat sê Efesiërs 2 vanaf vers 1. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. So sonde het ons geestelik doodgemaak. Ons begin verhoed om die beeld van God te dra. Maar genade het ons weer lewendig gemaak. Genade gee ons weer die geleentheid om verteenwoordigers te wees van God. Genade gee ons 'n nuwe geleentheid elke liewe dag van ons lewens. Daar's 'n vers wat sê, your mercy is new every single morning. So genade gee ons 'n kans om gister se selfsugtigheid te verander vandag in opofferende liefde, soos dat hy vir ons gedoen het. Dit bring my na my volgende doelwit toe, gevolgtrekking toe, en dit is om soos Jesus te word, is die doelwit. Hoe kan ons meer soos Jesus wees, is eintlik maar die vraag.
Ons moet meer en meer soos Jesus lyk. Die Bybel noem dit disippelskap. Ons moet intentioneel disippelskap in ons lewens kweek, sodat ons meer en meer soos Jesus kan lyk. Ons is volgelinge van Jesus, vakleerlinge van die onderwerp en sy naam is Jesus. Dit is die einddoel. Hoor wat sê Romeine 8 vers 29. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. So wat hierdie stukkie hierso kommunikeer is dat God het ons vooraf gekies om soos sy seun te lyk. Want wanneer ons in Christus se voetspore stap, weerkaats ons die beeld van Jesus. En so is ons besig om weer verteenwoordigers en beelddraers te wees van God, soos hy beplan het in die begin van tyd. So deur Jesus kan ek en jy nou beelddraers wees van God, en soos dat hy dit beplan het in die begin. Maar hierdie vat my nou na my laaste gevolgtrekking toe. Die wêreld is ons konteks. Geestelike groei gebeur nie in 'n vakuum nie. Dit gebeur nie afsonderlik nie. Dit gebeur nie in 'n klooster nie. Dit gebeur in my alledaagse lewe, in die wêreld waarin ek leef. Genesis 2 vers 7 sê die volgende. Die Here God het toe die mens gevorm uit die stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. As jy mooi kyk na hierdie teksgedeelte, en as jy sal jy sien 'n ware volgeling van Jesus is iemand wat in 'n verhouding met hom staan, maar is iemand wat besef hulle is gemaak van die stof van hierdie aarde. Ons is deel van die mense wat ons in ons lewens vind. Ons is deel van die verskillende volke wat op aarde is. Ons vind onsself in die konteks van die wêreld, maar met 'n koneksie met die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Daarom is ons in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Iemand het dit so mooi gestel, grounded in reality, inspired by God's Spirit. Nou kom sê ek hierdie vir julle. Jy kan elke dag God se teenwoordigheid en sy liefde vir jou ervaar en beleef. By die huis, by die werk, tussen mense, waar ook al jy jouself vind, kan jy God se liefde ervaar. En daardie liefde moet jou inspireer. God se gees moet jou inspireer om daardie liefde vir ander te gee. En so gaan ons geestelik groei. Ek los jou met die volgende. Groei waar jy geplant is. Met dit in gedagte, kom ons gaan bespreek die vrae wat voor lê. Geniet dit. Tot volgende keer. Totsiens.